Here, as ons nou voor U kom, dan kom ons in totale afhanklikheid. Here, en dan vra ons, werk deur ons. Verander my hart, verander my denke. En dit wat Here deur oor my lippe gaan, laat dit vir U aanneemlik wees. Vader, wanneer ons hier sit, dan sit ons as 'n geloofsfamilie. 'n Geloofsfamilie wat wil hoor wat U bring. Wat wil hoor wat ons opnuut kan saam leer uit U skrif. Here, raak elkeen in hierdie geloofsfamilie vanoggend aan met U hart, met U liefde, met U genade, met U skrif, sodat ons kan uitgaan en gaan deel met die wêreld wat 'n groot koning U is en wat U vir ons kom doen het. Amen. Julle sal onthou dat ek gesê het, in die antieke wêreld was die vroeë kerk was in die bofortrek en dan het gesinne bymekaar gekom en gesinne het gedeel. En ons het gepraat oor wat het Jesus kom doen, wat het hy gedoen en met daardie deel het geloofsfamilies gegroei, het mense se geloof gegroei. So as gevolg van daardie manier wil ons graag iets daarvan tuis bring in ons erediens en ons van mekaar kan praat. Daarom begin ons elke keer met 'n gespreksvraag. En vanoggend se gespreksvraag wat ek wil hê jy moet met iemand langs jou deel, is die volgende: wat is interne versoeking en wat is 'n swak selfbeeld? So deel met iemand langs jou, wat verstaan jy onder die woord interne versoekings en die woord swak selfbeeld? Daar's 'n stem wat elkeen van ons ken. Daardie stem is nie die stem van 'n leraar of 'n pastoor nie, is nie eers die stem van jou ouers nie. Dis nie die stem van jou vriende nie. Dis nie die stem van jou eggenoot nie. Daardie stem is die stem binne in ons kop. Van almal wat daagliks met jou praat in jou lewe, is die persoon wat die meeste met jou praat, jouself. En soms is daardie stem baie hard en nie baie goed gunstig nie. Soms sê daardie stem dinge soos, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie reg kry nie, ander mense is natuurlik beter as jy gaan misluk. Niemand waardeer jou regtig nie. Jy moet daai ding vat wat jy gesien het. Kyk hoe lyk daai ene. Of daardie stem gee so 'n bietjie vir jou idees wat jy kan gaan doen. Of dit is om onmoed te gaan saai, of dit is om iets te gaan vat, of dit is om iemand seer te maak. Vir party mense kom daardie stem so nou en dan, nie baie nie. Vir ander van ons is dit 'n daaglikse geveg hier binne my. Daardie interne stem kan ons op 2 verskillende maniere oorrompel. Of deur 'n swak selfbeeld, of dan deur interne versoekings. Ons leer uit die Bybel dat selfs groot geloofshelde hierdie selfde worsteling beleef het. Stel jouself voor, jy het 'n spieël in jou huis, 'n gebreekte spieël, of selfs net 'n gekraakte spieël. En wanneer jy in daardie spieël kyk, dan vervorm dit die beeld van jouself. Jou gesig lyk so 'n bietjie skeef,
jou oog lyk uit plek uit. Alles lyk verkeerd, dis nie heeltemal hoe dit moet wees nie. Nou stel jouself voor dat jy elke dag in daardie spieël gaan kyk. Na tyd begin jy glo dat dit is hoe jy regtig lyk. Dis presies hoe 'n swak selfbeeld werk. Wanneer ons innerlike spieël gekraak is deur kritiek, verwerping of vergelyking, dan begin ons 'n verkeerde beeld van onsself glo. Maar God kyk nie na my en jou deur 'n gekraakte spieël nie. Hy sien ons presies soos hy ons geskep het. Moses het selfs so 'n innerlike spieël beleef. Ons lees saam daar vanuit Eksodus 4 en ons lees die boodskap se weergawe. Verskoon my Here, sê Moses toe vir die Here. Ek was nog nooit goed met woorde nie. Selfs hier waar ons met mekaar praat, hak my tong vas as ek iets moet sê. Wie, vra die Here hom toe, dink jy maak dit vir mense moontlik om te praat? Wat maak dit party mense stom en ander doof is, dat party blind is en ander weer kan sien? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan tog nou Egipte toe. Ek sal jou mond laat praat. Ek sal die regte woorde in jou mond laat kom. Asseblief Here, sê Moses weer, stuur liewer iemand anders. Die Here het ook kwaad geword vir Moses. Wat van jou broer Aaron, wat uit die familie van die Lewiete is, vra die Here. Ek weet dat hy flink is met die mond. Hy sal klaar op pad om jou te ontmoet. Hy gaan baie bly wees om jou weer te sien. Beduie vir hom wat hy moet sê. Ek sal vir julle help om te praat en ek sal vir julle wys wat julle moet doen. Hy sal in jou plek met die volk praat. Hy sal vir hulle sê wat jy wil hê hulle moet hoor. Hou hierdie stok by jou, dat jy daarmee die tekens kan doen wat ek vir jou gewys het om die volk te oorreed. Moses weet ons van sy geskiedenis dat hy gebore is in 'n Levitiese stam. Ons weet ook dat in die tyd wat hy gebore is, het die Egiptiese owerhede die seentjies kom vermoor. En sy ma het hom vir so 3 maande weggesteek en later kon sy nie meer nie en sy plaas hom toe in 'n mandjie in die Nylrivier, waar die farao se dogter op hom afkom en hom aanneem as haar eie. En as gevolg daarvan het Moses groot geword in 'n Egiptiese opvoeding ontvang. Maar toe hy 40-jarige ouderdom is, het hy daar by die mede-Israeliete gaan besoek en hy sien toe een van die Egiptenare 'n Hebreër slaan. En Moses word ongelooflik kwaad, so dat hy die Egiptenaar vermoor en hy wil toe daardie moord wegsteek en hy daardie man se liggaam wegsteek. Moses het geglo dat sy volk God se verlossing deur hom sou kon raak sien. Maar hulle het nie. Ongelukkig vir Moses het een van die Hebreëse slawe die nuus dat hy die moorddaad gaan pleeg het, gaan aanmeld. En daarom moet Moses toe nou vlug na Midian toe. In die volgende 40 jaar het Moses se selfbeeld net al meer begin agteruit gaan. Ons weet dat Moses uiteindelik 'n skaapwagter was en daar waar hy toe met sy skape sit, het God uit 'n brandende bos na hom toe gekom. Daardie bekende verhaal waar God in die brandende bos na Moses kom en sê, jy moet Egipte toe gaan en die Israeliete gaan uitlei. En dis dan nou die vooraf hoofstuk in hierdie hoofstuk wat ons lees. En Moses se antwoord op hierdie instruksie van God die uit die brandende bos uit is, wie is ek? Moses voel nie waardig om daardie taak te gaan verrig, wat die Here vir hom daar sê in die brandende bos nie. Sy gesprek uiteindelik met God word gevul met selftwyfel. Wie is ek? Wat moet ek dan nou vir hulle sê? Wat as hulle my nie glo nie? Ek was nog nooit so welsprekend nie. Stuur asseblief iemand anders, Here. Hy kla dat die mense hom nie gaan glo dat die Here regtig homself aan hom openbaar het nie. Ten spyte daarvan dat God vir hom 3 wondertekens gee om te kan bewys, hou Moses aan twyfel.
En hier dan uiteindelik in Eksodus 4 vanoggend se teks, dan sê hy vir die Here, ek kan nie eers goed praat nie. My tong bly vashak. Hy was oortuig dat sy kommunikasievaardighede nie goed genoeg was nie. Moontlik spruit hierdie oortuiging vanuit sy eie onsekerhede. Hy bly twyfel in homself. Hy bly dink hy's nie goed genoeg nie. Hy bly dink dat hy wat Moses is, nie 'n goeie leier kan wees nie. En dan daar in vers 14 sien ons God word vir hom kwaad. In hierdie kwaad word sien ons God se ontevredenheid oor Moses se vrees en sy verskonings. Maar ons sien ook uit hierdie kwaad word dat Moses se roeping vir God belangrik is. Die werk wat Moses moet gaan doen, is vir God belangrik. En daarom is dit vir hom nodig dat Moses hier in vertroue moet gehoorsaam wees. Ten spyte daarvan dat God ook vir Moses kwaad word, sien ons dat hy hom ontmoet daar waar hy homself bevind. Ons sien dat God agterkom Moses se swak selfbeeld gaan hom nie toelaat om te glo in God se almagtige ingrype. God wat dit vir hom sal kan moontlik maak om uiteindelik met hierdie mense te praat nie. Sy swak selfbeeld is net te veel en te oorweldigend. En die Here kom dit agter. Daarom sê hy vir hom, goed, jy kan my jou biologiese broer Aaron saam met jou neem. Ons moet vir mekaar vanoggend sê, God se stem klink anders as ons eie stemme. Waar ons vir onsself sê, ek kan nie, sê God, ek sal jou help. Waar ons vir onsself sê, ek is nie genoeg nie, sê God, ek gebruik gewone mense. Al wat jy moet doen, al wat ek kan doen, verander jou selfspraak. Dit wat jy vir jouself elke dag sê, gebruik opbouende woorde as jy met jouself praat. Gebruik woorde wat God se karakter en liefde reflekteer. Die ander manier wat hierdie stemme ons kan kom oorrompel, is interne versoekings. Ons moet vir mekaar vanoggend sê, die Bybelse idee van versoekings is nie om verlei te word soos die moderne idee nie. Die moderne idee van versoekings is, ek word verlei om 'n seksuele daad te pleeg, ek word verlei om my vrou te verneek, ek word verlei om te steel. Dis nie die Bybelse idee nie. Die Bybelse idee van versoekings is 'n mens wat getoets of beproef word. En so 'n toets kan twee doelwitte hê. Die eerste doelwit kan wees om te wys wat in jou hart is, of om jou geloof en jou karakter te versterk. Die ander doelwit kan wees om te wys wat 'n swakhede jy het, en om jou te laat struikel. In ouer Bybelvertalings het die woord versoek eenvoudig beteken om iemand te toets. Maar wat belangrik is vir ons as Christene om te hoor, is versoeking is nie die sonde nie. Dis wat jy met daardie versoeking doen, wat uiteindelik die sonde is. Interne versoekings is daardie geheime geveg. Die wêreld sien jou glimlag, maar hulle sien nie die geveg binne jou nie. Interne versoekings is die konflik tussen die onmiddellike bevrediging en die langtermyn waarheid. Ons lees in die Bybel van 'n baie bekende persoon wat sulke interne versoekings gehad het, Judas Iskariot. Ja, ons weet, Judas was deel van God se groter plan met hierdie wêreld, en dat hy uiteindelik Judas sou gebruik het om sy plan uit te voer, maar dit verander nie of verskuif nie die blik van Judas se karakter af nie. God ken Judas se hart, daarom het hy geweet presies hoe Judas gaan optree. Judas se karakter was reeds een van iemand met 'n klomp interne versoekings. En die Here het geweet hy worstel daagliks daarmee. Ons lees vanoggend vanaf Johannes 12 en Matteus 26 van Judas daar uit die 2020 vertaling.
toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeers gedra en het van die bydraes gevat. Dan uit Matteus 26, toe het een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die leierpriesters gegaan en gesê, wat is u bereid om my te betaal as ek hom aan u oorlewer? Hulle het met hom op 30 silwerstukke ooreengekom. Van toe af het hy 'n gepaste geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Ons weet dat Judas een van Jesus se 12 disippels was. Met ander woorde, Judas was in Jesus se binnekringe gewees, naby aan Jesus. Judas was ook die tesourier van die groep. En die versoeking om te steel was deel van Judas se karakter. En hy het baie gereeld aan hierdie versoeking toegegee. Die woord dief daar in die Johannes teks dui op die gewoonte van steel. So ons kan met sekerheid sê dat Judas redelik gereeld gesteel het. As bewaarder van die geldbeers het Judas 'n posisie van vertroue gehad onder die disippels. Daardie geldbeers was gebruik vir al hulle uitgawes en hulle liefdadigheidswerk, soos moet hulle onderhou, maar ook hulle werk bewerkstellig. Maar Judas het dit misbruik. En daardie misbruik van die beklemtoon vir ons die gevare van die ingee tot ons interne versoekings. As gevolg van sy karakter is hy natuurlik ook die een wat uiteindelik toegee en Jesus verraai. Ek is seker julle kan saam met my vanoggend getuig dat versoekings klein begin, maar elke keer as ek toegee, dan groei hy 'n bietjie groter, dan raak die versoeking 'n bietjie meer, dan word dit al meer waaghalsiger. En voor jy jou oë uitvee, herken jy nie meer jouself nie. Weet jy nie meer wie jy is nie. Versoekings is nie net iets groots soos diefstal nie. Versoekings kan iets kleins wees soos ek kyk na iemand se karakter en ek kritiseer dit. Ek versprei kinderstories van iemand in die gemeenskap. Ek forceer iemand om in 'n rigting te beweeg waar ek wil in beweeg. Dit kan die gedagtegange wees in my kop oor ander mense, die afbreekende gedagtegange wat ek het van iemand, en die moed om dit te gaan vertel. Hierdie versoekinge wat klein begin en uiteindelik groei, en laterhand oorneem, tot 'n punt waar jy jouself nie herken nie, is presies soos Judas dit ook beleef het. Begin klein, 'n gedagte, 'n begeerte, 'n verskoning van waarom jy dit doen, en 'n regverdiging van dat dit goed is wat jy doen. En dan sê ons vir onsself, ag, dit is nie so erg nie. Maar wanneer dit nie aangespreek word nie, dan groei dit. Totdat dit later al die besluite in jou lewe beheer. Eers was dit geld uit die geldsak steel. En toe kom dit by daardie vrou wat die duur parfuum gebruik, wat sou oor Jesus se voete uitgiet. En dan raak Judas kwaad in daardie oomblik. Hy sinspeel op die feit dat ons as Christene moet alles gee vir die koninkryk, ons hemelse koninkryk ook. Hy sinspeel daar, dat dit daar vermors word. En hy sinspeel op die feit dat ons moet vir mense versorg. En hy misbruik die goeie van die koninkryk beginsels wat hulle geleer het by Jesus om ander te versorg. Misbruik hy om sy agenda te laat seëvier. Hy sê, hoekom is hy die parfuum nie verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Wat inherent 'n goeie beginsel is, wat die regte beginsel is. Maar die intensie van sy hart is nie om dit te doen nie. Johannes sê vir ons, hy was nie regtig bekommerd oor die armes nie. Hy wil net die geld hê. Hy wil net graag die geld vir homself hê. So dit lyk soos iets goeds.
maar dit is nie. Want die intensie van die hart kom vanuit 'n slegte plek. Hy wou daardie geld hê. Daardie interne versoeking het al vir baie lank in sy hart gegroei. En uiteindelik groei dit so groot elke keer wat hy toegee, dat dit lei tot iets verskrikliks. Hy verraai Jesus vir 30 silwermuntstukke. Judas se ingee tot hierdie versoeking het so geeskaleer, dat dit uiteindelik lei tot die kruisiging van Jesus. Geen mens is geskep om groter en groter dade van sonde te pleeg nie. Ons is nie geskep om liefdeloos en boos op te tree nie. Judas se ingee tot hierdie versoeking het hom uiteindelik ingehaal. Ons sien dat na hy Jesus verraai het, dat hy diep berou begin kry oor wat hy gedoen het. En dat hy later nie met homself kon saamlewe nie. Daarom neem hy ook sy eie lewe aan die einde. Want hy kon nie saamleef met dit wat hy gedoen het nie. Die hoop is dat ek en jy onsself kan stop voordat dit tot daardie uiterste gaan. Ons sien ook Jesus se verhaal, sy hart in hierdie verhaal van Judas. Ten spyte daarvan dat Jesus weet wat Judas se karakter is, behandel hy Judas nie een keer anders nie. Hy behandel hom altyd met liefde. Hy het nooit vir Judas uitgesonder of hom verneder nie. Al het hy geweet wat Judas gaan doen. Die Here se genade op die reaksie van 'n versoeking is liefde en omgee. Elke keer wat ons 'n versoeking voed, groei dit, raak dit groter, raak dit meer. Elke keer wat ons vir God kies, groei ons karakter van liefde en omgee teenoor mekaar. God waarborg ons dat versoekings nie meer sal wees as wat ons kan verdra nie. Hy sê ook dat ons die Heilige Gees sal krag ontvang vanaf hom en dat daardie krag binne jou sal wees sodat jy al hierdie versoekings kan weerstaan. En dan uiteindelik onthou, versoekings is nie sonde nie. Dis wat jy doen daarmee wat uiteindelik die sonde word. So wat kan jy prakties doen met 'n versoeking? Wees eerlik oor jou swakhede. Vermy doelbewus die situasies wat jou in versoeking gaan bring. As jy weet, hierdie is my interne versoeking, moenie jouself omring met mense wat daardie interne versoeking gaan versterk nie. Beweeg weg. Vermy doelbewus situasies wat jou in versoeking kan bring. Die ander belangrike ding, veral as mens in 'n geloofsfamilie is, moenie alleen worstel met jou versoekings nie. Gaan praat met iemand, gaan soek versterking en iemand wat jou kan help om deur die versoekings te werk. Hierdie ondersteuning van mense is vir ons ongelooflik belangrik. Wanneer ek en jy nederig is om oor ons versoekings te kan praat, dan kan dit reeds die mag wat die vyand het swakker maak op jou. Dis hoekom die Bybel so duidelik vir ons sê, bewaar jou hart. Want die grootste gevegte gebeur nie buite ons nie. Die grootste gevegte gebeur hier diep binne in jou. Ons leer vanoggend 3 waarhede. Die eerste, jou innerlike stem is nie altyd die waarheid nie. Moses het homself swak gesien, God het hom as 'n leier gesien. Glo God se stem en laat jou selfspraak God se stem begin reflekteer in jou lewe. Die tweede, versoekings begin klein. Judas se probleem het nie by verraad begin nie. Dit het klein begin en aangehou eskaleer.
Daarom, ons moet eerlik wees oor ons innerlike gevegte wat ons het. Deel dit. En derdens, elke keer kom God en hy reageer met genade. Selfs toe Jesus geweet het wat Judas aan hom gaan doen, het hy hom steeds lief gehad. God se genade is groter as ons swakhede. God se genade is verrykend, meer as wat ek besef. Daar's 'n stem wat elke dag met jou praat. Die vraag is, reflekteer daardie stem, God se stem, of is dit 'n leuen wat jy begin glo het, en aanhou glo? Want ek wil vir jou sê, God kyk na jou en hy sê, jy's genoeg, ek is met jou, net soos met Moses. En selfs wanneer jy struikel soos Judas, bly God se genade jou roep, kom na my toe, kom terug na my toe. Kyk na wat jy vir jouself sê. Kyk of reflekteer jou selfspraak, God se hart, God se liefde, God se omgee. Luister na die kere wat jy vir jouself sê om negatiewe dinge te doen, om betrokke te raak in slegte goed. Maak seker dat dit wat hier in jou binneste aangaan, 'n refleksie is van God se liefde en omgee. En onthou dat God se genade vir jou ook genoeg is. En dat God se genade jou daar kry, in jou woestyn, van swak selfbeeld of interne versoekings. Ek wil graag vir jou vra om na daai selfe persoon te draai, en net te sê, as jy gemaklik voel, waarmee sukkel jy? En wat het jy vanoggend gehoor, wat jou dalk kan help? Jy voel dalk nie vrymoedig om te sê waarmee jy sukkel nie. Antwoord dan in die tweede gedeelte, wat het jy vanoggend gehoor, wat jou kan help, wanneer jy in daardie woestyn vasgevang is, van swak selfbeeld of interne versoekings? Kom ons deel met mekaar. Ek wil vir jou 'n oomblik gee vir stil gebed en dan sal ek afsluit. Deel jou hart met die Here.
Dankie Here, dat U by ons is in die woestyn. Dankie dat ons met U kan deel, waardeur ons gaan. Dankie dat U genade vir my genoeg is, om my te dra. Maar ook dankie Heilige Gees, dat U vir ons leer, hoe om anders te wees, hoe om beter te wees, hoe om te groei, saam met U. En mag ons dit hoor, en mag ons werk aan die groei, saam met U. In Jesus naam, amen.